Here, vanaand is dit vir ons 'n voorreg om in die teenwoordigheid te kan staan en net die naam te kan groot maak. Here, mag U vanaand verheerlik word in hierdie diens. Dit is ons gebed. Want U kom met toe, alle lof en alle eer. Here, U is die groot ek is. Dit wat ons nodig het vanaand is wat U is. Wil jy net vir 'n oomblik jou hand op die persoon langs jou sit? Here, dankie soos wat ons 'n eenheid vorm vanaand. Here, weet ons dat die woord sê, daar waar 2 of meer in my naam vergader, daar is U teenwoordig. Here, en daarom weet ek ook, dat wanneer ons die naam van Jesus uitroep, Here, U hoor vanaand ons gebede. Here, en ek kom staan in die gap vanaand vir elke persoon wat hier ingestap het. Here, U ken hulle harte, U ken hulle behoeftes vanaand. U weet waar hulle is en wat hulle nodig het. Here, en ons kom lê dit by U voete neer. Here, en ons kom spreek die naam van Jesus. En daardie naam is daar restaurasie, en daardie naam is daar hoop. En daardie naam is daar redding vanaand. Here, ek bid dat U vanaand mense sal uitlig en sal versterk. Here, maar mag ons herlaai uitstap, omdat ons 'n ontmoeting met die lewende God gehad het. Here, dankie vir U goedheid, vir U liefde. Here, en is as gevolg van U genade dat ons hier kan wees en U naam vrylik kan aanroep. Mag ons nooit daardie voorreg for granted vat nie. Mag ons dit altyd suiwer en aan die eer bring. In Jesus naam. Amen. Amen. Goeienaand, Herlaai, jy is welkom om jou sitplek te neem. Wil jy nie gou vir die persoon langs jou sê, ek love it. Nog steeds. As jy laas jaar in een van ons in ons Februarie dienste was, sou jy hierdie tema gehoor het, ek love it. En hierdie tema het letterlik gekom uit 'n gesprek tussen die Herlaai span en ons het idees rondgegooi want is die maand van liefde. En 'n klomp van ons het hierdie sê ding, ek love it. En as jy dalk al met Pastor Gerard oor iets gepraat het, sou jy dit gehoor het. Definitief as jy vir langer as 30 sekondes in 'n gesprek met my was, sou jy dit gehoor het. Dis 'n algemene sê ding, ek love it. En toe ons moet besluit oor wat gaan die tema wees vir hierdie jaar se Februarie liefdesreeks. Ons is besig met liefde vir God, liefde vir mense. Hoe gaan ons dit uitbeeld? Toe besluit ons love it nog steeds. So hopelik hou dit hier op, of dalk is daar volgende jaar love it alweer, of dit hou net aan, ons weet nie, ons sal kyk wat is die byvoeging. Maar ek hoop dat jy in hierdie week wat verby was, bietjie gedink het as oor Pastoor Raymond se woord, waar hy die fondasie gelê het oor ek love it nog steeds. En hy het gepraat oor uit die boek van 1 Korintiërs 13, en ek gaan vanaand net by hom aansluit. Maar hierdie is regtig 'n reeks waar ons net wil stil staan by wat dit vir my en jou beteken om liefde vir mense te hê. Laasweek was die fondasie dat ek en jy is geroep om God lief te hê. Met ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand. Ons moet warm wees of eerder koud. Maar ons moet nie lou wees nie. Ons kan nie op 'n plek wees in ons verhouding met die Here waar ons nog besluit of ons dit love nie. As jy uitstap, hopelik vanaand, hopelik oor 2 weke, wanneer ons hierdie reeks afsluit, hoop ek jy stap hier uit en jy weet, ek love it. Ek love it om die Here te dien. Ek love it om in 'n verhouding met hom te staan en hom beter te leer ken. Maar hopelik stap jy ook hier uit en jy love it om vir mense lief te wees. Want dit is my hartsbegeerte ook met vanaand se boodskap, dat jy op 'n plek sal wees, waar jy miskien eers soos ek in hierdie laaste week, baie introspeksie moet doen, 'n baie konfronterende woord oor, leef ek regtig dit wat die woord sê? En wanneer ek dit regtig leef, dat daar iets in jou hart gebeur, vir die liefde vir die mense rondom jou,
Dat jy anders na mense kyk en mense aanvaar. Nou, Raymond het hierdie mooi ding gesê laasweek wat ek net vinnig wil herhaal. Toe hy gepraat het uit die liefde van 1 Korintiërs 13 uit, dan praat dit van hoe as ons sekere goed doen en ons het nie die liefde nie, dan is dit te vergeefs. Hy het uit die boodskap uitgepraat en hy het gesê dat wanneer ons hierdie goed nie volhou nie en nie doen nie, wanneer ons nie ons liefde so wys nie, wanneer daar profesie is en ons prediking, maar dis sonder liefde, dan is ons eintlik 'n nul op 'n kontrak. Ek het dit geloof en gelag. En dit was vir my die mooiste vertaling om dit net so plain te sê, dat eintlik is al my werke en al my hope te vergeefs. As ek preek en as ek enige iets vir die Here probeer doen, maar ek doen dit sonder liefde. En toe het ek 'n bietjie gaan kyk na daardie spesifieke liefde waarvan 1 Korintiërs 13 praat, en dit verwys na die agape liefde, die goddelike liefde. En hy het so 'n mooi ding gesê, want hy sê dit gebeur altyd op troues waar ons hierdie aanhaal. En ek het bietjie met daai ding geworstel hierdie week om te besef dat ons sê altyd vir paartjies en vir mense, julle moet hierdie liefde najaag en hierdie liefde volg. Maar soveel meer het ek 'n verantwoordelikheid besef dat as ek met daardie paartjies sit en ek dalk hierdie skrif wil gebruik, moet ek seker wees hulle verstaan wat se tipe liefde is dit. Dit begin by 'n goddelike liefde. Dat wanneer ek en jy geduld wil hê, wanneer ons vriendelik wil wees, wanneer ons al hierdie eienskappe van die liefde regtig wil volhou in 'n huwelik of in enige verhouding, begin dit heel eerste by die bron van liefde. Agape. En wanneer ek en jy in 'n lewende verhouding met hom staan, dan is dit soveel makliker om al hierdie ander eienskappe te weerhou, te volhou. En dis waar ek vanaand net by wil aansluit, dat ons gaan fokus vanaand, ons kernskrif is 1 Korintiërs 13 vers 4 en 5, en dit praat oor, hoe lyk hierdie liefde? Hoe lyk goddelike liefde? As ons die opdrag het om hierdie goddelike liefde uit te leef, oral waar ons gaan, hoe lyk dit? Vers 4 sê, die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik, die liefde is nie afgunstig nie, dis nie grootpraterig nie, dis nie verwaand nie. Vers 5, die liefde handel nie onwelvoeglik nie. Die liefde soek nie sy eie belang nie. Die liefde is nie lig geraak nie, en dit hou nie boek van die kwaad nie. En toe ek al hierdie eienskappe lees, toe herinner die Here my dadelik aan die vrug van die Gees, wat begin met liefde. En dan sê dit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control, al hierdie eienskappe wat die vrug van die Gees het. Maar selfs die vrug van die Gees begin by die Gees van God. En ons het toegang tot hierdie vrug, die oomblik, wanneer ons toegang het tot die bron. Wanneer ons in 'n verhouding met God staan, het ons toegang tot hierdie vrug. En net so glo ek in 1 Korintiërs 13 het ons toegang tot hierdie eienskappe van die liefde as ons in 'n verhouding met die bron staan. Wat agape, goddelike liefde, die definisie daarvan is. Ek het in my week, terwyl ek hierdie voorbereiding doen, nogal geworstel met van hierdie woorde. Nou, geduld, ek dink is nie iets wat algemeen vir almal van ons kom nie. En ek het al in 'n vorige preek gesê, ek is daai persoon wat as ek in 'n winkelsentrum is en die ry is net te lank om te betaal, dan sit ek of die goedjies neer, of ek besluit, ek gaan van dit neersit, sodat ek eerder by die express-stil kan betaal, maar ek gaan nie staan en wag nie. Of ek gaan besluit om eerder maar die aflewering roete te gaan, laat hulle dit maar net na my huis toe bring en ek betaal eerder net R40 meer. Maar ek kan nie wag nie. Maar dit en die vriendelikheid wat ek eerste raak lees, is vir my so half algemeen. Ons weet hierdie goed, ons sukkel met geduld, maar ons probeer elke dag maar meer.
toe ek in die week ek dink ek het by Leanne besoek by die besigheid, en ons praat toe juist oor hierdie ding van, bid jy nog om die Here te vra, dat jy moet groei in geduld? En sy sê nee, want dan kom daar verskriklike toetse. Dan gebeur daar net alles wat verkeerd is, sodat jou geduld moet groei. En ek lag dus saam met haar en ek besef, maar vanaand wil ek nie daarop fokus nie, want ons almal weet ons moet geduld hê. En is maar 'n groeiproses. Vriendelikheid. Gisterand is ek in 'n gesprek met my skoonsussie en sy werk by 'n ander gemeente. En sy sê dis een van hulle waardes as kerk en as personeel. Hulle moet altyd vriendelik wees. Hulle hoofpastoor is so erg oor vriendelikheid dat hy al gesê het, jy kan jou werk afskeep en ek sal jou nie 'n waarskuwing gee nie. Maar as jy nie vriendelik is nie, moet jy weet jy kry 'n waarskuwing. As iemand kom kla het, moet jy weet jy's in die moeilikheid, want daar is nie 'n kompromie nie. Jy moet vriendelik wees. En dis 'n manier hoe ons daardie liefde kan sien en dit kan wys vir die wêreld is met ons vriendelikheid. Maar daar was 'n paar ander woorde wat vir my bietjie meer uitgestaan het waarop ek vanaand wil fokus en ek wil dit vinnig vir jou lees uit die Boodskap vertaling. Dit verduidelik hierdie liefde as om ander lief te hê beteken om nooit iemand sleg te behandel wat jou irriteer nie. Om altyd alle mense so te hanteer dat hulle graag by jou wil wees, sonder om bang te wees dat jy hulle dalk sleg sal behandel. Om ander mense dit wat hulle het of gekry het te gun, sonder om lelik te wees as hulle dinge het wat jy nie het nie. Om nie heeltyd oor jouself te praat en te spog nie, om nie heeltyd te maak asof jy soveel beter as ander mense is nie, om nie ongeskik te wees nie, maar om jou so te gedra dat ander nie ongemaklik saam met jou voel nie. Om nie die heeltyd aan jouself en aan jou eie voordeel te dink nie, om nie sommer vir niks kwaad te word nie, en om nie elke liewe dingetjie wat iemand verkeerd doen te onthou, sodat jy hulle kan terugkry nie. Nou ek weet nie van jou nie, maar ek het myself op meer as een van hierdie plekke vasgeloop, toe ek dit lees in hierdie vertaling. Want ewe skielik maak hierdie woorde van afgunstigheid en vernaamd wees, ewe skielik breek dit net oop en is ek dalk ongeskik met mense? Raak ek geïrriteerd? Raak ek gefrustreerd en lelik wanneer iemand my frustreer en irriteer? Of het ek regtig net geduld tot op die heel laaste sekonde? Loop my beker regtig oor van hierdie liefde wat vir my instoor is? Maar een ding wat ek regtig mee gekonfronteer was hierdie ding oor om nie afgunstig te wees nie. Die Boodskap vertaling sê om ander mense te gun dit wat hulle kry. Ek praat met iemand voor die diens en ek deel hierdie quote met haar, of hierdie vraag wat ek raak gelees het in my voorbereiding wat vra: Whose blessings secretly bothers you? As ander mense geseën word, is dit iets wat jou pla? Is jy op 'n plek waar jy jouself konstant met ander mense vergelyk en jy voel maar eintlik moes jy dit gekry het? Eintlik is dit jou beurt. Jy het nou lank genoeg was jy in die woestyn en dis nou tyd vir die beloofde land. En pla dit jou as mense rondom jou beter as jy doen, of miskien daai seëninge ontvang. Dit was iets wat ek in my eie hart moes ondersoek om seker te maak dat ek ook in daardie aspek van my lewe vrug dra van liefde. En ek het gaan kyk in die woord van God en ek het hierdie voorbeeld gekry van Dawid en Jonatan. En ek glo Jonatan was 'n absolute voorbeeld van iemand wat hierdie agape goddelike liefde spesifiek in hierdie deel verstaan het en uitgeleef het. Net 'n bietjie konteks, Jonatan is die seun van koning Saul.
Hy is veronderstel om volgens sy DNA en hoe dit op daardie tyd gewerk het, die volgende koning te word. Hy vind homself in 'n tydperk waar dit tyd raak vir 'n nuwe koning. Die profeet Samuel sê, Saul gaan nie vir altyd koning wees nie en as gevolg van sy ongehoorsaamheid gaan hulle 'n nuwe koning moet aanstel. En Jonatan wat veronderstel is om in daai posisie in te beweeg omdat hy sy seun is, hy kry nie daai posisie nie. Hy word ook nie volgens die skrif in aanmerking geneem vir daardie posisie nie. God het reeds iemand anders uitgewys wat daai posisie moet neem. En as ek en jy lees van Dawid en Jonatan, dan is daar verskillende gedeeltes waar ons lees van hierdie goddelike vriendskap wat vorm tussen hierdie twee mans. En Jonatan, alhoewel hy altyd eerbaar was teenoor sy pa, was daar hierdie band met Dawid en was sy hart met goddelike liefde gevul. En ons lees in 1 Samuel 18 vers 3 tot 4, waar Jonatan en Dawid 'n verbond sluit, omdat Jonatan hom lief gekry het soos homself. Daar's 'n tweede keer in hoofstuk 20, waar hulle weer 'n eed aflê. Hulle hernie die eed, en dan sê dit weer, Jonatan het Dawid lief gehad soos homself. En toe ek hierdie lees, toe word ek herinner aan 'n skrifgedeelte uit Efesiërs 5 vers 28, waar daar 'n opdrag is in die huwelik, waar daar met 'n man gepraat word en 'n vrou, en hoe hulle moet optree in die huwelik, en dan word daar vir die man gesê, die man behoort net so lief te wees vir sy vrou, soos hy vir homself is. En ek dink hieroor, want ek wil nie net vaskyk in selfliefde nie. En hoe ons onsself eers moet stel, en as jy lief is vir jouself, moet jy lief wees vir mense nie. Nee, dis nie wat ek raak sien nie. Al wat ek raak sien in hierdie stuk is dat die liefde wat ek nodig het, die liefde wat ek graag wil hê ander my mee moet hanteer, begin by 'n liefde wat ek bereid is om te gee. Jonatan is in 'n magsposisie. Hy is deel van 'n koninklike familie. Hier kom 'n buitestander in hierdie familie in, bedreig sy posisie, bedreig sy titel, bedreig sy blessing, die plan wat hy gehad het, en hy kies om daardie man lief te hê, met die liefde wat hy graag ook wil hê. Hy bewys guns en beskerming aan hierdie vriend van hom, soos bitter min ander mense wat ek al teëgekom het. En miskien ek self, wat dalk al skuldig was, om eerder te wou vashou aan 'n titel of 'n posisie of 'n plek, en upset wou geraak het oor wanneer is dit my beurt. En ek leer in hierdie week by Jonatan dat dit maak nie saak nie. Elkeen van ons se roeping lyk anders. Elkeen van ons is op verskillende plekke in ons lewe, maar die Here sien jou nog steeds raak. God werk deur Jonatan om Dawid 'n paar keer te beskerm. Deurdat hy bereid is om homself te verneder en net lief te hê. En om nie afgunstig te wees nie, maar om net liefde te bewys. Dan is daar 'n tweede woord wat vir my uitgestaan het uit hierdie 1 Korintiërs 13 vers 4 en 5, wat sê, soek nie sy eie belange nie, en hou nie boek van die kwaad nie. En 'n man wat ek raak lees in die Ou Testament, spesifiek op hierdie punt, is 'n profeet met die naam van Hosea. En Hosea, in die eerste hoofstuk van sy boek, word gevra deur God om met 'n losbandige vrou te trou. Hosea word die uitbeelding van God se liefde teenoor sy volk, en hoe die volk baie keer teenoor God was in daardie tyd. Hy word hierdie visuele prentjie van wat God vir die mense wil kom leer.
Maar hy raak ook hierdie prentjie wat ons kan ervaar en kan sien van hoe God lief is vir sy mense. En Hosea, ons lees in Hosea hoofstuk 1 vers 2, waar die Here praat en vir hom sê, gaan trou met 'n losbandige vrou. Iemand wat mettertyd buite-egtelike kinders sal hê. Dit sal 'n sigbare beeld wees van hoe die land teenoor my die Here egbreek pleeg en ander gode dien. God roep Hosea vir volgens my 'n onmoontlike taak. En hy kry 'n waarskuwing, gaan trou met hierdie losbandige vrou. En is nie 'n belofte van, sy gaan ook vir jou lief wees, en sy gaan regkom, en dit gaan maanskyn en rose wees van daar af nie. Nee, hy sê vir hom, sy gaan mettertyd buite-egtelike kinders hê. Gaan trou nog steeds met haar. En ek sien iets hier raak van 'n nie selfsugtige liefde nie. 'n Opoffering wat gemaak moet word. En ek besef iets van God se liefde, dat dit gaan nie altyd oor dit wat ek wil hê, wat my opinie is, wat vir my belangrik is nie. Daar's altyd 'n dieper boodskap. Daar's altyd 'n dieper les en 'n dieper ding van wat hy wil kom doen, en ek moet hom net vertrou. Al lyk dit vir my baie vreemd hier van buite af. Al lyk dit onbekend en nie soos iets wat ek graag aan wil deel hê nie. Maar ons is seun wat kom en Hosea is gehoorsaam en hy doen dit wat die Here wil hê. Hy gaan trou met hierdie vrou en hy bevind homself later op 'n plek waar sy wel hierdie buite-egtelike verhoudings het en sy eintlik van hom af wegloop. En dan kom God in hoofstuk 3 en hy sê vir Hosea, gaan leer jou vrou van vooraf liefkry. Gaan terug. Gaan probeer weer. Al is sy 'n getroude vrou wat rondslaap, dit is net soos die Here wat die Israeliete liefhet. Al loop hulle agter vreemde gode aan, sy liefde bly. Daai agape liefde vir my en jou om ontslae te raak van die selfsug en om nie ons eie belange eerste te stel nie, begin by deurdat ons God se hart verstaan. En dit maak nie saak hoeveel keer ek al wegbeweeg het, hoeveel keer ek al droog gemaak het nie. Hy sal weer kom, jou uitkom red, jou kom uitkoop, jou kom herstel en vir jou sê probeer weer. As jy die storie van Hosea ken, dan weet jy, hy het regtig teruggegaan. Hy het sy vrou gaan koop en hy het haar weer geleer lief hê. Hy het nie boek gehou van die kwaad nie. Al die bewyse was daar met al die buite-egtelike kinders, die seer wat sy veroorsaak het. Maar hy begryp iets van God se liefde. Hy gaan haal weer sy vrou. Hy probeer weer. En daar's 'n herstel wat gebeur in die einde van die boek van Hosea, waar die volk weer terugdraai na God toe. Omdat hulle hierdie beeld kon sien en kon ervaar. Ewe skielik raak hierdie liefde wat hulle heeltyd van hoor, raak vir hulle 'n hartsding. Deurdat Hosea dit uitleef, kan elkeen van hulle dit beleef, ervaar en terugdraai na God toe. Ek dink ons beste voorbeeld vir iemand wat hierdie liefde uitgevoer het in alles wat hy gedoen het, is Jesus Christus. As ons dink aan geduld en vriendelikheid, dan het jy die getuienis van elke persoon met wie hy in kontak gekom het. Elke persoon wat, alhoewel hy op pad was iewers anders heen en hy eintlik 'n taak gehad het wat vir hom wag, en iemand dalk aan hom geraak het, hy sou stop en hy sou tyd gee. En of dit sondaars was en of dit tempelgange of dit kerkmense was, of dit fariseërs was, by elkeen van hulle sou hy stop
Hy sou by van hulle oorbly. Sy geduld en sy vriendelikheid het nie einde gehad nie. Afgunstigheid het hy ook nie uitgeleef nie, want hy was bereid om Judas se voete te was, terwyl hy presies geweet het wat gaan gebeur. Judas het nog steeds met die laaste maal aan sy tafel gesit. Hy het deel gehad. Hy was nie afgunstig nie. Hy het ook nie boek gehou van die kwaad nie. As jy dink aan die mense wat langs hom aan die kruis gehang het, het hy gesê, vanaand sal jy nog saam met my in die paradys ingaan. Jy sal gered wees. Jy is vrygekoop, jy is verlos. Ek hou nie boek van die kwaad nie. Hy het die vaderhart van God geken. En al was daar oomblikke in die tuin van Getsemane, waar sy beker of sy taak net te groot was, tog het hy gesê, U wil en nie myne nie. Daardie liefde, wat nie jou eie wil soek nie, maar die vaderhart se wil. Dis waarmee ek wil afsluit vanaand, dat wanneer jy in hierdie week ingaan, mag jy jouself vra, Here kom wys my, in watse areas skiet ek tekort van die liefde? Watse areas moet ek nog leer om oor te gee en nog meer soos U te word? Daardie pad van heiligmaking, daardie elemente van ons liefde. Waar is daardie dele waar hy nog moet kom skaaf en skuur en moet kom skoonmaak, sodat jy regtig op hom kan vertrou en sy liefde met ander mense te kan deel? Wil jy nie net vir 'n oomblik jou oë toemaak nie? Hemelse Vader, ek bid vanaand vir elkeen van ons. Here, dat U elkeen van ons sal help, dat ons in hierdie week sal fokus op ons liefde vir U en ons liefde vir mense. Here, dat ons regtig sal stil staan en dink oor hoe wys ons en hoe deel ons U liefde vir die wêreld daar buite. Begryp ons regtig hoe lief U vir ons is. Here, ek bid dat U in hierdie week vir ons openbaring sal gee van die liefde. Here, dat ons sal groei, maar dat ons ook sal bereid wees om dit te deel waar ons beweeg. Here, dis my gebed vir elke persoon wat vanaand hier is, om in hierdie week wat voorlê, net U naam te kan uitdeel waar ook al ons beweeg. Dat ons 'n lig vir hierdie donker wêreld sal wees. Here, maar dat ons 'n verskil sal maak met hierdie liefde. Dat ons atmosfere sal verander wanneer ons instap. Dat ons, wanneer daar gesprekke is, dit sal vrede bring. Dat ons restaurasie sal spreek, deurdat ons bereid is om U liefde te deel waar ons gaan. Ons loof U vir U genade wat ons deurdra en wat ons leer dat daar môre weer 'n geleentheid is vir ons om op U te vertrou en weer te probeer. In Jesus naam. Amen.